Hallo, ek's Janine van die Kerk van Turn to God. En as daar iets is wat ons oral in die land by betrokke is dit eenheidsinisiatiewe. Jy sien, ek weet en jy weet wat al lankal in kerksirkels beweeg, dat eenheid 'n bonatuurlike ding is. Dit is net nie vir kerke of vir mense maklik om onder iemand anders te staan, of iemand anders te dien, of die nederigheid wat dit vat, te hê van self nie. So dit is iets wat ons verskriklik baie voorbid by Turn to God. En ek wil vir jou 'n versie lees, wat vreeslik interessant is. Dis Efesiërs 4 reg aan die begin. Dit sê, ek doen dus 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in die diens van die Here is. Klare, vreeslike interessante konsep daai, né? Laat julle roeping, julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja met geduld, moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid wat in die gees bewerk is, bewaar. So nou kom ons by 'n nuwe dorp aan. Ons was laas jaar besig met fire trails, en jy kom in 'n dorp, en jy lê eenheid voor die kerk. Want dis die kerk waar hierdie moet begin, dis die kerk waar deur God homself gaan verheerlik. Jy lê eenheid voor die kerk, en daar's 'n lot wat gewillig is, en 'n lot wat nie is nie. Maar as dit is wat God op hierdie oomblik in die kerk doen, as dit vat, dat 'n kerkleier nederig besluit, dat hy sal iemand anders te voor homself stel, dat jy dit self sal oorweeg om jou naam neer te lê, om mekaar te kan dien. Die lekker ding van eenheid is, dis nou in die kerk oor die land, is dat niemand hulle identiteit in die proses verloor nie. Jy verloor dit nie, want God het vir jou iets as deel van die liggaam gegee, om by te dra tot iemand se openbaring van hom. So jy verloor jou identiteit nie, maar om by mekaar te kom, en dis hoe dit gebeur, hulle ontbyt saam, hulle bid saam, hulle kuier net, en hier by die 7de kuier, val die maskers, en die mense begin besef, ek en jy het iets in gemeen. Nie net in gemeen nie, ons het dieselfde uitdagings, ons het dieselfde beperkte budget, ons het dieselfde mense in ons kerke, en die moeilike en die goeie dele, en as jy so begin kuier, as ek laas vir jou gebid het, is dit moeiliker om mekaar se skapies te steel. Dit is moeiliker om mekaar in die rug te steek, as jy 'n koneksie het wat persoonlik is, wat omgee het, en aan die uiteinde het ek Jesus in my, en jy dit ook. So dit is moontlik. Eenheid is op God se hart. Hy sê, if brothers come together in unity, dat hy sy seun beveel, en dan die laaste ding wat ek by jou wil los, met betrekking tot eenheid, is jy weer daai stukkie in Matteus, waar die Fariseërs vir Jesus aankla, en hulle sê vir hom dat hy deur die krag van Beelzebub hierdie wonderwerke doen. Dan antwoord hy hulle, en hy sê vir hulle, dat enige koninkryk wat verdeel is teen homself, sal val. Nou ek dink nog altyd, dit beteken Satan se koninkryk. As jy weet dit, hy het verwys na Satan se koninkryk, maar hy het gesê, enige koninkryk. So luister na my, koninkrykies in dorpe, kerkkoninkrykies, koninkrykies van bedieninge. Ek gee nie wat se geestelike naam jou koninkrykie het nie, maar dit sal val, beloof Jesus, as ons nie mekaar kan dien nie. Dit sal val as dit verdeel is teen mekaar. Ons kan nie meer bekostig om verdeel te wees teen mekaar nie. So ek sê eers vir die kerk, draai terug na God. Dan sê ek vir elke individu in die kerk, elke enetjie met 'n hart vir die Here, draai hard terug na God, sodat ons vir die land kan sê, Suid-Afrika, draai terug na God.